Welkom terug. Die Desember-Januarie breek is gewoonlik 'n tyd vir die meeste mense om fees te vier en te rus. Dit is egter ook 'n tyd wanneer daar oor tragiese voorvalle op ons paaie berig word. Hoe lyk die syfers van die afgelope feesseisoen? Ek gesels nou met Petro Kreer van die Stichting vir Padveiligheid. Petro, baie welkom. Goeiemôre, baie dankie. Goed, dit is 'n swaar onderwerp, maar ek dink ons gaan later ook 'n bietjie uitkom by die redes, want ek dink dis amper belangriker, jy weet, na aanleiding van die voorsorg wat mense kan tref. So, is daar al syfers beskikbaar? Die regering het nog nie vir ons syfers uitgereik nie, maar na raming, as ons so na die syfers kyk ons weer na omtrent 1300 mense, tussen 1300 en 1500 mense wat in Desember op ons paaie gesterf het. As mens dit in perspektief stel, in Australië die hele jaar, van 1 Januarie tot 31 Desember, is 1300 mense dood. Goeie staan. So ons padveiligheidsstatistieke is skokkend. En in watter provinsies is die meeste, of is daar gewoonlik die grootste probleem? Dit is gewoonlik maar jou groot provinsies of jou besige provinsies, so KwaZulu-Natal met die vakansiegangers, die Weskaap en dan Gauteng. Ons is maar die besigheidshub, so ek weet daar's baie verkeer, baie voetgangers. En voetgangers is 'n groot probleem. Nou sommige mense wonder altyd waarom die syfers erger is gedurende die feesseisoen en ek het nou gesê mens moet al kyk na redes. Ek meen 'n mens is bewus van die feit dat daar gewoonlik meer mense op die pad is, weet op pad na hulle vakansiebestemmings toe en dis meer, maar is daar ander faktore wat ook 'n rol speel? Definitief, dis die feesseisoen, so mense drink en bestuur. Jy weet ons het 'n leser wat sê as jy drink moenie bestuur nie, as jy bestuur moenie drink nie. En dan ook jy het baie meer voetgangers, jy weet kinders is nie meer in die skole oor die Desember vakansie nie. So jy het meer verkeer op die paaie, gemengde verkeer en dit veroorsaak 'n groot probleem. Ek wil ook vir jou vra, iets is die instandhouding van paaie, jy weet, want mense sien ja, daar's baie slaggate. Ja, instandhouding definitief, maar ook ons bestuurders is nie gekwalifiseerd om op die paaie te ry nie. So jy ry nog steeds, jy sien nog steeds mense dit reën, jy kan nie sien nie 120 km/h. Weet so mense moet hulle verantwoordelikheid neem vir hulle aksies agter die stuurwiel, anders gaan ons glad nie 'n verandering in die padveiligheidssituasie in Suid-Afrika sien nie. Ja, en ek dink nog iets wat vir my uitstaan is dat 'n mens gereeld motors op die pad sien wat definitief nie padwaardig is nie. Definitief. Een van my kollegas in Afrika het gesê ons het onpadwaardige voertuie met ongekwalifiseerde bestuurders op paaie wat nie onderhou word nie. So dis 'n resep vir 'n disaster. Goed, nou wat sou jy sê is moontlike oplossings om hierdie probleem op te slaan? Ek dink een van die belangrikste goed is om korrupsie uit te roet. Ons het op hierdie stadium omtrent na raming 1 miljoen ongekwalifiseerde bestuurders. So mense wat nie hulle lisensies verdien het nie, hulle het dit gekoop. 'n Reuse probleem. En dan dink ek met ons terugkom na die basiese opleiding vir ons bestuurders. Jy weet hoe om te bestuur, weet hoe om jou reaksies aan te pas. Jou volgafstand. Ek sidder as ek op die paaie ry en sien hoe naby mense aan mekaar ry. Teen 60 km/h beweeg jy teen 30 meter per sekonde. So as jy teen aan die ou voor jou ry, jy het nie tyd om te rem nie. Jou gemiddelde voertuig is 6 meter lank. So jy beweeg baie vinniger as wat jy dink jy beweeg. En vorder baie verder. So dis 'n reuse probleem. Nou ons het gesien dat daar redelik meer verkeersbeamptes op die paaie was gedurende die G20 of daai tyd van die G20 beraad. Dink jy daar was genoeg verkeersbeamptes en ook padblokkades gedurende die feesseisoen? Kyk, hulle het meer gefokus op jou bewegende oortredings, so mense wat te vinnig ry, mense wat verbygaan waar hulle nie moet nie. Alkohol, daar's 4700 dink ek was die syfer. Mense gearresteer vir drink agter die stuurwiel of onder die invloed agter die stuurwiel. So daar is aktiwiteite, maar dit gaan nooit voldoende wees om by almal uit te kom nie. Ons het 11 miljoen voertuie op ons paaie. Ons het minder as 1 miljoen verkeersbeamptes. So die ratio maak net nie sin nie. Ja, daar's geen balans nie. Nee. So ons moet definitief, en die korrupsie is 'n reuse probleem. En mense moet besef, die persoon wat die geld betaal is net so skuldig soos die persoon wat dit ontvang. So jy kan nie sê ek moes nou alweer 'n verkeersbeampte betaal nie. Moenie. Betaal jou boete. Jy weet, vat verantwoordelikheid vir jou optrede op die pad. En hoe doeltreffend dink jy is iets soos veldtogte? Want ek dink een wat ons altyd sal bybly is die Arrive Alive veldtog. Ja,
Daar is 'n paar veldtogte nuus wat nou geloods is deur die departement van vervoer. Ja. Een spesifiek fokus op verantwoordelikheid, neem verantwoordelikheid vir jou eie aksies op die paaie. Arrive Alive dink ek moet hulle boodskap verander. Jy weet, ons hoor dieselfde ding al vir die afgelope, ek dink hulle is nou al 20 jaar aan die gang. Ons hoor dieselfde boodskap en mense hoor dit nie meer nie. Daar's soveel media invloede op hierdie stadium, jy weet nie meer waar om te luister nie. So ek dink ons moet baie meer geteken, baie meer gefokus wees. Ons moet studente teken voordat hulle lisensies kry. En ons moet vir kinders opleiding gee hoe om die paaie te gebruik as voetgangers, as fietsryers, voordat hulle aktief begin deelneem aan die verkeer op ons paaie. Dis 'n baie geldige punt. Dink jy ons departement van vervoer het die vermoë om hierdie probleem doeltreffend op te los in die toekoms? Ek dink hulle moet baie meer konsulteer met mense wat in die veld werk. Die sosio-ekonomiese impak van padongelukke word nie in ag geneem nie. Vir elke persoon wat sterf op die paaie is daar 20 wat beseer word, wat nie aan kan gaan met hulle lewens soos wat dit was voordat hulle in die ongeluk was nie. As jy kyk, 70% van ons hospitaalbeddens in trauma units is mense wat in motorongelukke was. So die impak is reusagtig en ek dink as jy net kyk van 'n vervoer oogpunt af, gaan dit nie werk nie. Jy moet gesamentlikheid met gesondheid, met die sosiale impak en met vervoer vir jou verandering gaan maak. Pietro, baie dankie vir die insig wat jy vanoggend hier met ons gedeel het. Nou ja, toe, bestuur veilig op die pad. Bly ingeskakel, ons kuier net hierna verder.